Waar is die Vredesverbond nou? Deel 3. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die legkaart studiegids Bybels, die Afrikaanse Nuwe Testamentiese legkaart studiegids Bybels, als in die geopenbaarde name. Is in 'n pakketvorm. Dis 'n Encyclopedia. Dit gaan 7 boeke wees omtrent, maar daar staan 3 beskikbaar. A4, 500 bladsye dik in kleur. Geskryf, wit papier, swart is wat die Bybel sê, rooi is die verduideliking. Soos ek al altyd gesê, beteken die een lyntjie swart en die hele bladsy rooi. Sou jy belangstel of in enige van die ander boeke, of 'n vraag het, of iets wil deel, kontak ons per WhatsApp 0722367124 of gaan my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Vir al die nuwe kykers, teken in op die webtuiste sodat u die kennisgewing kan ontvang van al die studies waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe. Halleluja. Dit gaan lewensveranderend wees. Skryfblok en pen byderhand is baie belangrik. Ons vereensellig ons nie met die volgende mense of groepe nie. Enige messiaanse groepe, Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Ja-beweging, ons behoort aan die Jehovah's Getuies nie, Sewendag Adventiste nie. Ons is nie protestante nie, want die protestante is een van die katholieke se arms wat hulle geskep het. Ons behoort nie aan 'n kerk of niks nie, ons is net 'n eindtyd Bybelstudiegroep, elkeen funksioneer op sy eie. Ons gebruik die antieke Hebreëse, antieke restoration of the original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die een wat Dr. Joseph Brandriat Rotterdam in 1860 vertaal het. Die naam Here Jesus is in werklikheid Jaffa, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Nou terwyl ek dit bedien, sal jy sien ek maak so, as ek sal sê Jaffa, dan sê ek Jesus Christus, of ek sal sê die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, vir die mense wat vir die eerste keer kyk of tweede keer nie, nog nie vertroud is met die name nie. Ons gaan aan waar ons verlede keer opgehou het. President Donald Trump van Amerika skep die finale Vredesverbond op 29 September 2025, dis verlede jaar. Op 29 September 2025 kondig president Donald Trump van Amerika tesame met die eerste minister van Israel, Benjamin Netanyahu, aan dat na konsultasie met vele Arabiese ministers, die moslimleiers van die Midde-Ooste en Israel, dat hulle uitvoerbare plan uitgewerk het wat op 9 Oktober, luister na die datum, 9 Oktober 2025 geteken sal word en wat op die 17 November 2025 deur die Veiligheidsraad en die Verenigde Nasies bekragtig is. So in 'n mondvol kortliks dat die plan is uitgewerk vir 9 Oktober 2025 teken hulle die finale Vredesverbond. Halleluja. Verskeie wêreldlande teken ook by hierdie Vredesverbond wat deur die volgende lande geonderteken, almal wie sou help om dit suksesvol te maak. Israel, Frankryk, Duitsland, Rusland, Italië, Spanje, Verenigde Arabiese Emiraate, die Egipte, Turkye, Qatar, Jordaan, Indonesië, Pakistan en Kanada en die Verenigde Koninkryk van die Verenigde Koninkryk. Die staat van die Palestynë wou nie aan die Vredesverbond deelneem nie, maar het later tog maar ingestem. Die spookpredikers, dis natuurlik almal hierdie NAR agente. Op hierdie stadium met alweer spookprediker is opgespring en op die internet verkondig dat hierdie Vredesverbond van president Donald Trump die finale Vredesverbond van Daniël 9:27 is. Ek wil dit net sê,
President Donald Trump het by verskeie geleenthede verklaar dat dit die finale vredesverbond is. Volgens Daniëls 9:27, die 7 jaar vredesverbond het hulle dit genoem. Weer het ek, Prof. Hannes, soos gewoonlik, verduidelik dat soos in enige vorige vredesverbond, dit onmoontlik is om die finale vredesverbond te wees, want dit strook nie met die Bybel nie. Onthou net een ding, ek sê dit net weer hierso, laaste 28 jaar behoort ek aan geen kerk, denominasie of organisasie nie, en daarom sê ek dit ook in ons aankondigings. Ek het nie nodig om enige kerk of organisasie of teologiese instansie se teologie te verkondig nie, want ek kry niks daaruit nie. Ek bring vir u die woord, soos wat die woord geskryf is, sonder enige fiteriasies en tierlantynkies, en u besluit of ek rubbish praat of nie. En as dit is dat ek rubbish praat, kontak my en sê my, Prof. Hannes, jy praat die grootste snert in die wêreld. Hier is wat dit moet wees. Wat verklaar die Bybel dan? As daai vredesverbond dan nie die regte vredesverbond is nie, wat verklaar die Bybel dan? Kom nou lees wat sê die Bybel. Dan wys ek vir u dat volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord, wat is die werklike tydlyn? Dis nie my tydlyn nie. Ek preek hierdie tydlyn vir die laaste 40 jaar. Dis nie my tydlyn nie. Dit staan oop en bloot in die Bybel geskryf. Al wat u moet doen, lees die Bybel, wat ek gaan vir die skrifgedeeltes gee, en u sê of ek reg of verkeerd is. En moenie, omdat jou kerk dit anders te glo en verkondig nie, of een of ander wat 'n gitaar speel sê nee, dit glo nie. Kyk wat sê die Bybel. Daniël 9:27. Daniël 27. Kom ek gee 'n geleentheid gou om net om die Bybel oop te maak. Maak oop. Daniël 9:27. Baie interessant, baie interessant. Ek het in die laaste 40 jaar verskeie vredesverbonde geteken tussen Israel en oupa Bush, seun Bush, Clinton, Obama, Yasser Arafat, president Trump en Biden en toe weer president Trump en elke keer sê ek, dis nie omdat ek snaaks is nie, of omdat ek dink ek is clever nie, ek sê net wat sê die Bybel. En elke keer was ek nog spot on gewees. Daniël 9:27, en hy, jy sien, ons het geleer om te lees, en hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. Gedurende die heeltyd, dis nie ons dit moet lees nie. Daar's 5-6 vrae, en net in daai stukkie, en daai 2 sinnetjies wat ek nou gelees het. En hy, die vraag is, wie is die hy? Kyk my vingers. En hy, wie is die hy? Dis wat ek en u moet vra. Sal 1 week lank, hoe lank is 1 week? Wel, as ek die Hebreëse kalender gebruik, 30 dae 'n maand, 12 maande jaar, 360 dae per jaar. So, dis 'n Bybelprofesie, dis 'n Ou Testamentiese Bybelprofesie, so ons moet die Hebreëse kalender gebruik, ons kan nie die Romeinse of Griekse kalender gebruik nie. En hy, wie is die hy? Ek gaan dit antwoord soos ons aangaan, sal 1 week lank, dis die laaste verbondsweek van Daniël se 70 weke. Ek wil weer sê, as jy nie die grafiek het nie, ons gaan dit gebruik, dan kan jy vir my net sê, my WhatsApp sê, Prof, stuur vir my die grafiek, ons kry daagliks mense wat vra vir dit, dit pas op jou selfoon, dis in kleur, dan stuur ek dit vir jy gratis. En hy sal 1 week lank, 1 week gee jou 2520 dae, 2520 dae, 7 jaar, of anders te 84 maande, dis nakies. Met baie, wie is die baie? Wie is die baie? Nou kom Donald Trump, nou sê, hy lees die skrif, en dan sê hy die baie is die 52 lande wat hy genooi het, om saam met die vredesverbonde, staan nie in die Bybel so nie. Wie is die baie? 'n sterk verbond, 'n sterk vredesverbond, sluit. En gedurende die helfte van die week, nou as 2520 die week is,
84 maande, dan in die helfte van die week, dan gee dit ons 1260, 1260, 3,5 jaar, 3,5 jaar, 42 maande, 42 maande, tyd en halwe tyd en halwe tyd. Dit gee ons 7 jaar, die volle week, 7 jaar, en dit gee vir ons 2520 dae. Nou sê hy hierso, en gedurende die helfte van die week, as dit die week is, helfte van die week is ek gaan later vir jy die grafieke goed gee, dan gaan jy dit mooi kan sien, en dis die grafieke wat ek vir jy kan gee, om op die foon te kan sit, as jy wil hê, en gedurende die helfte van die week. Nou kom Pastor John, en hy sê, when I crack the covenant, we all will appear before the throne, and to receive the judgment throne of God. Dis nie wat dit sê nie. Want die verbond gesluit is, jy sien, hoekom moet hy dit sê? Want hy weet nie wat om met Daniel 9:27 en Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12 te doen. Ons gaan by dit kom. Almal sien al die jare net die finale verbondsweek. Maar die eerste 1260 dae, volgens Daniel 9:27, 1260 dae, die eerste 3,5 jaar, 42 maande, is 'n tyd van vals vrede. Ek gaan vir die skrif lees in 2 Tessalonisense 2, waar die katholieke paus in die tempel gaan sit en offers bring, naamlik Israel. Nie die antichrist nie, die katholieke paus. Die antichrist en die katholieke paus is twee verskillende ouens. Hy gaan 'n sterk verbond, 'n vredesverbond sluit. Nou sê hy dit daar. En gedurende die helfte van die week, na 1260 dae, 3,5 jaar, 1200, daar sê hy, 3,5 jaar, 42 maande, tyd en 'n halwe tyd, sal hy, wie in die tempel sit, nadat hy die finale verbondsweek gesluit het. Wie sluit die verbondsweek? Wie se verbondsweek is hierdie wat ons nou gesluit is in Oktober maand, laas jaar? Dis Donald Trump sinne. So wie moet in die tempel gaan sit? Donald Trump. Maar hy is nog steeds die Amerikaanse president. Is hy een dag, is hy die president, en die ander dag dan offer hy. Want hy moet vir, die verbond is vir 7 jaar, hy is veronderstel om vir 7 jaar, 2520 dae lang, die verbondsoffers te bring, elke dag. Wie? Hy wat die verbond gesluit het, dis wat daar staan. Maar wat sê die Bybel? Hy sal 'n sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy wie in die tempel sit slagoffers en spysoffers laat offer. Nou sê vir my, Pastor John Hagee, as hulle die verbond sluit, was daar ander slagoffers en spysoffers? Nee. Waar begin die slagoffers en spysoffers? By die eerste dag wanneer die verbond gesluit is. So hierdie is dit 'n tyd van groot verdrukking, wanneer daar slagoffers en spysoffers in die tempel gedoen word? Nee. Nee, as jy nou na Iran kyk, en Turkye na die oorlog in die Midde-Ooste, dan sien jy niks van slagoffers en spysoffers en waar mense vriende se vleisie saambraai nie. Nee, jy sien oorlog waar hulle mekaar doodmaak. Vliegtuie, vuurpyle, drones, al die goed. Missiele. Dis mos nie 'n tyd van vrede nie. En dis juist dit. Wanneer die vredesverbond gesluit word, moet daar 'n 7 jaar verbond wees. Nou hierdie verbond het nie eers 'n behoorlike 6 maande gehou nie. 5 maande, Oktober, November, Desember, Januarie, Februarie, 2 Maart, 4 maande, 4, sê kon sê 5 maande, hy het 5 maande gehou. En toe is alles terug waar dit was. Maar wanneer Donald Trump in die tempel gaan sit na die verbond gesluit is, want die Bybel sê, slagoffers en spysoffers laat ophou, sal hy is die ou wat die verbond gesluit het, slagoffers en spysoffers laat ophou. Jy sien die mense kan nie eens Afrikaans lees nie. Nou as hy sê hy slagoffers en spysoffers laat ophou, dit beteken, kyk my vingers, hy maak 'n einde daaraan. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. En op die vleuel van, as daar 'n vredesverbond is, waar's die vleuel van gruwels?
Wat is die vleuel van gruwels? Dis die groot verdrukking. Dis oorlog soos jy nou sien. Dis groot verdrukking waar die mensdom verdruk word. Hoekom? Om die merk van die antichrist. Openbaring 13 vers 16 tot 18 op die regterhand en voorkop te neem. Dit het nog nie gebeur nie. Ek dink as Donald Trump in die tempel gaan sit het, dan sou die slagoffers en spysoffers gehou het, soos die Bybel sê, dan was daar nou nog vrede gewees. Maar hy het lankal alweer als opgeblaas. Verstaan ons dit? Ja, ek verstaan. Hulle is besig om atoom te verryk, om atoomkoppe te bou vir die besiele en goed. Het gaan oor vrede, wêreldvrede. Ek verstaan dit. Ek kan dit insien. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Nou, kyk wat sê hy. Hy sê slagoffers, hy sê en hy, wie in die tempel sit nadat hy die vredesbond gesluit het, slagoffers en spysoffers laat ophou. Maak 'n einde daaraan. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester, dis die antichrist wees. Eers het jy die paus, wat die vredemaker gaan wees, en dan verskyn die antichrist op die toneel. Verstaan ons? Ek het in al die jare gepreek, dat die paus is die een wat die vrede sluit, wat er nog steeds skriftuurlik is, die Babyloniese hoermoeder, sluit die vredesverbond, wanneer niemand meer kan vrede maak nie. Hy gaan in die tempel sit, en naamlik Israel offers bring, veronderstel vir 7 jaar. Maar na 3,5 jaar, dan gaan hy ophou om dit te doen. En dan gaan, ek het al gesê, dan gaan hy die antichrist word. Ek het so 'n bietjie van opinie verander oor dit. Weet jy hoekom? Want dit is eskatologie, dit groei, eskatologie. Dit groei, ons kan ons verstaan. Nou gaan jy iets hoor wat jy nog nooit in jou lewe gehoor het nie. Er staan in geen boek geskrywe nie. Dan gaan die swart paus, dis nie ou uit Afrika uit nie, swart man nie. Die swart paus is altyd by die wit paus. Die gewone paus, Leo die 16de, hy loop daar rond in sy wit klere en in sy kippa en sy goed, en hy dwaal daar rond in die Vatikaan, en by hom is altyd die swart paus. Hy het swart klere aan, hy het 'n sash om hom, 'n pers sash, of 'n rooi sash, en hy het die kippa, rooi of pers kippa. Dis die swart paus. Dis die Jesuïte generaal. Dis die hoogste gesag in die katholieke kerk, nie die paus nie. Hoeveel van u weet dit? Die Jesuïte generaal, hy is die hoogste gesag. Nou ek gaan later vir u wys in die studie, soos ons aangaan, en ook daarom moet jy kyk na die reeks, is dit die wit paus of die swart paus. Daar hanteer ek die goed in detail. Ek noem dit hierso, so as jy elke ding in detail wil hê, gaan kyk na die lesing, die studie, hy's besig op die oomblik, is dit die wit paus of die swart paus. So met ander woorde, die antichrist gaan die swart paus wees, die Romeinse keiser. Wie het geregeer in die tyd van Joshua? Die Romeinse keiser. En dan na 570 jaar, dan raak die grootste ryk weg, die Romeinse ryk, van die hele tyd van Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Rome, dan raak hy weg. Hy gaan herleef. Soos ons die skrifte lees, ek noem die goed net hier so vir interessantheidsonthaalwe, moenie die mekaar raak nie, luister wat ek sê. Luister wat ek sê, en dan kyk ons na die skrifte, en dan verstaan ons hoe die goed in mekaar pas. En weet jy wat? In 600 jaar se tyd, meer as 600 jaar, het protestantisme en die katholieke kerk en al die verskillende denominasies nog nooit vir ons oor hierdie goed gepraat nie. Dis geopenbaarde woord, bo natuurlike geopenbaarde woord. Hy sê slagoffers laat ophou. Hy maak 'n einde daar. En op die vleuel van die gruwels, dis wanneer die groot verwoesting, dis wanneer die groot verdrukking begin, sal daar 'n verwoester, die antichrist wees. Die antichrist sal homself nou openbaar, en wel tot aan die einde. Wat 'n einde? Van die groot verdrukking. En wat vasbesluit is, volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord, sal oor wat woes is, naamlik die groot verdrukking, uitgestort word. Dit is wanneer alles tot 'n einde sal kom, by die slag van Armageddon. Ja.
het soveel inligting gekry op hierdie oomblik. Jy kan dit nie glo nie. Die bonatuurlike woord verduidelik homself. Nou, jy moet weer miskien na hierdie gedeelte, draai jou video terug en kyk maar weer na die gedeelte. Want hier's goed wat jy in jou lewe nog nooit van gehoor het, van die swart paus nie. Dit is nie iets wat uit 'n boek uitkom nie. Een van my pastore, pastoor George Wilkin, het so 'n paar maande gelede, dat hy eendag met my gepraat oor want kyk, ek preek oor die swart paus al vir baie jare. Toe kom hy met die gedagte by my en hy sê, prof, is dit nie dat die swart paus die antichrist gaan word nie? En ek het dadelik gesê nee, soos in onmiddellik, nee. Maar soos die tyd aangegaan het en die Ruach met my besig was en ek begin navorsing doen het, na 'n paar weke of 'n maand of 2, toe het ek vir hom geskakel, toe sê ek, pastoor George, jy spot ongewees. Jy sien die ding is, dit gaan nie Hannes Redling, hy se moed dit uitgevind het nie. Die Bybel sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Ons gaan meer oor dit praat, wanneer ons kyk na is dit die swart paus of die wit paus, jy moet dit volg. Die bonatuurlike woord verduidelik homself. 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. Nou wat moet ons verduidelik? Wat gaan ek nou aan u verduidelik? 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. Ek gaan al 17 versies deurstap. U moet my verdra, ons kan nie deur die goed jaag nie. Hierdie is die verskil tussen lewe en dood. Kyk, ek gaan net Daniël 9:27 lees en dan gaan ek net stop en vir u sê, en hy, wie is die hy? Sal 1 week lang, dit is 2520 dae, 7 jaar, 84 maande, met baie, wie is die baie? Sterk verbond, sterk vredesverbond sluit. Nou kyk wat sê hy, en gedurende die helfte van die week, na 1260 dae, 3,5 jaar, 1260 dae, sal hy, wie in die tempel sit, nadat hy die finale vredesbond gesluit het, slagoffers en spysoffers laat ophou. Het ons dit? So ons gaan kyk, hy sê uitdruklik, ek wil hê jy moet daai gedeelte in die Bybel highlight. Sal hy slagoffers en spysoffers laat ophou. Die kondisie is, hy moet in die tempel gaan sit en slagoffers en spysoffers bring. Weet jy wat gebeur? Ek sien die paus met hierdie oorlog in Iran op die oomblik. Kort sien ek die paus in die Vatikaan, dat hy iets te sê en so aan, kortliks en dan sy stil. Sê vir my, as die paus môre kom en hy stop die oorlog in die Midde-Ooste, geheel en al, nie net in Iran nie, maar ook Israel met Libanon en al die ander goed. Ek weet presies wat daar aangaan, want ek volg dit, is vir my baie belangrik. Nou vra ek net, sê vir my as die paus môre, Louis XVI sê, stop die oorlog, en hy maak 'n vredesverbond, en hy maak, laat die Israel en die volke, die verbond teken, die Arabiese volke. Nee, Amerika en Spanje en Duitsland, nee. Hy, Israel, die baie, het niks te doen met al die lande wat ek genoem het, toe ek net nou met u gepraat het nie. Dit het te doen met die Arabiese 12 konings of prinse. Dis die rolspeler, die Arabiere, die Palestyne. Verstaan? Die verskillende Arabiese bondsgenote, 12 konings, want hulle is almal Hagar het vir Ismael gehad, die Egiptiese slavin van vader Abraham. Hy het mos 'n hoerkind by haar verwek. Ja, dit was nie sy vrou nie, hy het by haar net geslaap om 'n kind te verwek, omdat Sarah gevoel het sy is te oud. En toe word Ismael gebore. Toe gaan los Abraham vir Ismael en Sarah en Hagar in die woestyn om dood te gaan, nadat Isak gebore is, en Sarah gesê die slavin en die kind lag vir haar, maar toe sy al 13 jaar oud.
In daai Bybelse tydperk, daai tyd, was dit 'n volwasse man op 13 jaar. Hy was nie 'n kind nie. En dan wanneer hy hulle in die woestyn gaan los met 'n sak water en 'n brood om dood te gaan, dan verskyn die engel van Jahwe en hy sê hy gaan hom 'n magtige nasie maak. Hy sal sy nageslagte sal in die woestyn wees. Hulle sal skatryk wees. Superryk, ek gee nou maar net in my vingers. En hulle sal 'n magtige nasie word. 12 prinses sal uit hom voortkom. Die Bybel sê so. Wie is dit? Dis jou Arabiese state. So wie sluit die paus die verbond mee? Met Israel en die Midde-Oosterse lande. Dis die baie, dis nie die Italianers en Frankryk en Amerika. Nee. Verkeerd, klaar verkeerd van die skrif af. So, hy sal met baie 'n sterk verbond sluit en dis Israel. En dan gaan hy die offers hou. Hy gaan in die tempel sit en voorgee dat hy God is. Ek gebruik die woord God soos wat hulle dit in die 33 gebruik. Voorgee dat hy God is en naamlik Israel die offerands brand. Maar die Bybel sê, en gedurende die helfte van die week sal hy, die Rooms-Katolieke paus, slagoffers en spysoffers laat ophou. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. Nou moet jy mooi kyk. En wel tot aan die einde van wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Nou gaan ek vir u die gedeelte wys in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. Wie's die hy wat in die tempel moet gaan sit? Dit is wat die verskil gaan maak. As die paus môre die verbond teken, hoe weet ons dis die finale verbond? Kan u vir my sê? Kom. Wat moet hy doen om dit die finale vredesverbond te maak, volgens Daniël 9:27? Hy moet in die tempel gaan sit en offers brand. As hy môre die verbond sluit, dan sal duisende mense oor die wêreld my bel en sê, prof, is dit die laaste vredesverbond? Ek sal reguit sê, ek weet nie. Kom ons hou hom dop, of hy in die tempel gaan sit en die offers, naamlik Israel, waarneem. Dis die kwalifiserende gedeelte. En dis ook sê, Donald Trump moes in die tempel gaan sit en die offers waargeneem het, as dit dan sy verbond dan van Oktober maand, ek dink is 9 Oktober of wat ook al, dan die werklike een gewees het, dan moes hy mos in die tempel gewees het nou, aanhoudend die offers gebrand het. Verstaan jy? Dis wat ons hom aan moet meet. So as u my bel die volgende dag na die verbond gesluit is, ek sluit die Rooms-Katolieke paus die verbond môre. Ek kan nie vir jou sê dis die finale een nie. Ons moet eers kyk of hy in die tempel gaan sit. Maar wat ek wel vir u kon gesê, hoekom ek gesê het in die laaste 30-40 jaar, die presidente van Amerika, oupa Bush, Clinton, Obama, en dan ook Yasser Arafat en so kan ons aangaan. Dis nie die ouens nie, want nie een van dit in die tempel gaan sit nie. Verstaan ons dit? Nee. En dit moet 'n geestelike instansie wees, wat die vrede gaan bring. Dan sal hy die vleuel op die vleuel van gruwels, hy gaan die verbond breek. Nou gaan ons kyk, ons gaan nie vanaand kans hê om by dit uit te kom nie. So wat ek gaan doen, ek gaan vir u huiswerk gee. Ek wil u moet tussen nou en die volgende 2 dae, want ek beplan om weer oor 2 dae weer uit te saai op hierdie vredesverbond. Waar is die vredesverbond nou? Deel 4. Vat u Bybel, lees 2 Tessalonisense of ek sê Tessalonika 2 vers 1 tot 17. Dan skryf u op 'n notepad, lees vers 1 woord vir woord, maak hakies, sit daarin wat daar moet wees en skryf dit uit en kyk of u kan self uitvind wie moet in die tempel gaan sit. Hoe gaan hy gekwalifiseer word om in die tempel te gaan sit? En dis wat 2 Tessalonisense of Tessalonika 2 vers 1 tot 17 ons gaan wys. Wie's die hy wat in die tempel gaan sit? Want ons het mos gelees. Hy sal, Daniël 9:27, die eerste 2 woorde. En hy, wie's die hy?
En dis wat die kerk ons nog nooit geleer het nie. Dis wat die kerk ons nooit geleer het nie. En hy sal in die tempel gaan sit. Nou die ouens, ek noem maar sy naam weer, Dani Botha en die spookprediker saam met hom, sy vennote. Hulle sê die antichrist gaan 'n Islamiet wees. Hy gaan 'n Islam, gaan die antichrist wees. Hulle het nie skrif vir dit nie. Want die oorlog is dan juis is in en om Israel, in die Arabiese state, in Irak, in Iran, noem my waar jy wil. Hulle het oorlog in die Midde-Ooste. Wie gaan die antichrist wees? Nee, dit gaan 'n moslim wees. Hoekom? Want hulle mag nie sê, dit gaan die oorspronklike vredemaker, gaan die paus wees nie. En daai paus gaan ons sien, staan duidelik geskrywe in Openbaring 17 vers 1 tot en met vers 11. Die Babyloniese hoermoeder, wat gekleed is in purper en skarlaken, en met 'n goue beker sit. Wanneer is 'n moslim se klere purper en skarlaken? Ek gee dit maar net sommer so vir u. Hulle klere is groen en wit en swart. Dis 'n moorddadige geloof. Verstaan? En sy sit met 'n goue beker, vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van Jaffa wat sy doodgemaak het, die Jafiste. Wie? Islam. Wie sit met die goue beker? Nee, Rooms-Katolieke Kerk, wat 150 miljoen Christe en Jafiste en Israeliete doodgemaak het. Nou, ek gaan hierso stop. U gaan Daniël 9:27 weer kyk, wat ek nou verduidelik het vanaand, en dan gaan u 2 Tessalonika 2 vers 1 tot 17 lees, maak u eie notas, en dan oor 2 dae gaan ek weer met u gesels, as Vader die gesondheid spaar, en dan gaan ek u deur hierdie skrif vat. Maar ek glo dat u is seker wakker genoeg, en die skille is van die oë af, dat terwyl u hierdie skrif lees, dat u gaan sien, wie's hy, wie's hy van van Daniël 9:27, en hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit. Dan gaan u self uitvind wie's die hy, sonder dat jou pastoor dit vir jou gaan sê, en as jy met jou pastoor en die ouens so die goed gaan praat, dan hardloop hulle weg. Hulle sal vir jou sê, vir my daai halfmaal professor, snaaks, die halfmaal professor was nog al die tyd reg, né? Al die tyd. Bid vir die bediening, kom ons sirkuleer die boodskappe, stuur dit vir hulle wat jy lief het, kom ons verkondig die koninkryk van Yahshua, dis Jesus Christus, totdat hy kom, halleluja. Tot oor 2 dae, 3 dae, as Vader liewe gesondheid spaar. Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.